is die Alfa, hy is die Omega. Hy het self verklaar, kyk, ek was dood, maar ek lewe. Hy is die Alfa, die Omega. Hy is die Seun van God. Hy is die Koning van die konings. En hy is die owerste van die leermag. Hy is vanmôre die blinkmorgenster, die lelie van die dal, en sy naam is wonderbaar. Sy naam is Jesus. En ek noem hom vanmôre Jesus. Hy is vanmôre Christus, die gesalfde van die Here God Almagtig. En vanmôre gaan hom. Terwyl jy so staan, kind van die Here, gee hom eer vanoggend. Vertel hom dat hy eerwaardig is. Vertel hom vanmôre dat hy eerwaardig is, dat hy die Seun van God is. Die Lam van God, geslag Golgotha seun. Vader, ek prys U vanmôre. Eer U vanmôre. Hy is vanmôre hier op die Lam van God. Hy is vanmôre. Die Lam stel, hy is vanmôre Jesus. Hy is vanmôre hier die Seun van God. Hy is vanmôre verhoog. Hy is vanmôre hier op die naam van Jesus.
Ons moet nie altyd ons blind staar deur 'n sekere manier hoe die Gees van die Here werk nie. Die Here werk soos hy wil en wanneer hy wil en op die manier wat die Here wil. En terwyl ek daar staan, terwyl Suster Elsie die Gees van die Here met haar deel, herinner die Here my aan woord. En ek deel dit graag met jou. Want deel van die gawes van die Gees is ook die woord van wysheid en God se woord is dit. God se woord is waarheid. En van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dood, en die owerste oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom in die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Daar was oor die 300 profesie aangaande Jesus se eerste koms. Weet jy dat daar 3 keer soveel is oor sy tweede koms? Is ons in afwagting? Is ons in afwagting en gereed vir die Here se koms? Was oor die 900 profesie aangaande sy tweede koms. En die Here wat gaan kom is nie die een wat op die donkie gery het toe hy op die aarde was nie. Die Here wat gaan kom is die volgende een. En tussen toe ek my omdraai om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord op die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, sy oë soos 'n vuurvlam, sy voete so blink soos koper wat gloei soos in 'n oond, sy stem soos die stem van baie waters, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnier en 'n swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Prys die Here ons God, dis wie hy is, dis wie ons wag op hom. Here, kom, Here, kom. Amen. Amen. Halleluja. Dis hoe die seun van God lyk, kind van die Here. Dis hoe hy gaan lyk, die een wat ons gaan verwaal. Dis hoe hy lyk. Presies soos wat nou beskryf is. Dis hoe hy lyk. Die een wat ons gaan verwaal. Sluit jou oë vanmôre vir my asseblief. Vader Here, U het elke male vanmôre gesê dat ons harte moet oopmaak. Here, U het elke male gesê dat ons harte moet oopmaak en nie alles self probeer doen. Daarom bid ek U vanmôre dat elke hart, Here, nou oopgemaak sal word deur die soete Gees van God. Here, dat U ons verstand sal oopsluit en dat ons vanmôre sal verstaan, dat ons sal sien ons is kinders van 'n lewende God. Here, ek wil U bid vandag in die naam van Jesus, dat Satan dit nie sal regkry vanoggend. Te steel, te slag en te verwoes in hierdie diens. Here, want die een wat kom is groter as hy. Here, die een wat kom is die grootste van al die konings. En is hy vanmôre wat in ons midde is. Is hy vanmôre, Here, wat in ons is, wat deur ons is, en sal doen wat God wil hê moet gebeur. Ek eer U vanmôre en ek prys U in die naam van Jesus Christus. Die kinders van die Here sê amen en amen.
Wil jy met jou Bybel vir my blaai asseblief na die boek van Josua 3. Nou vir my persoonlik, die laaste week was 'n baie swaar week. En ek weet nie of jy ook in die laaste week 'n swaar week gehad het nie, waar dit moeilik was. Innerlik is dit nie altyd gemaklik nie. En daar's dinge wat rondom 'n mens gebeur. En ek som dit eintlik net al maklik op as ek sê dis net 'n moeilike week gewees. As jy iemand anders wat weet wat ek bedoel as ek sê dit was 'n moeilike week gewees. Nou vir die laaste paar weke loop ek met hierdie boodskap in my hart. En die van julle wat die laaste 2 weke hier was, sou gesien het dat die Gees van die Here ons besonder kon bedien het. En ek dan nie die boodskap gebring het. Maar vanmôre glo ek dat die boodskap is reg, juis vir vanoggend. Nou ek wil net eers sê jy moet iets verstaan. Vir die laaste paar weke is ons besig gewees met Christus in die Ou Testament. So reg deur die Bybel van die Nuwe Testament tot in die Ou Testament maak ons verwysing na the scarlet thread. Hierdie scarlet thread is die bloedlyn van Christus. En al wat dit beteken is dat Christus in elke boek van die Bybel verteenwoordig word. Van Genesis reg deur tot in die boek van Openbaring. En in elke boek van die Bybel het Christus 'n besondere funksie wat hy verrig het. In die boek van Exodus was Moses 'n tipe, en dan praat ons van tipologie, 'n tipe van Christus wat sy volk uitgelei het. In die boek van Josua realiseer die beloftes van God aangaande sy volk. Nou wat interessant is die naam Josua in die Hebreëse taal beteken Jehoshua, wat beteken Jehovah save. So Josua is 'n tipe van Christus. En omdat hy 'n tipe van Christus is, neem ons hom dan in ag met betrekking tot die scarlet thread. En soos ek laas gesê, daar's baie ander boeke daar buite wat nie in die Bybel opgeteken is nie. Ons noem daardie boeke die apokriewe boeke. Die enigste rede hoekom daai boeke nie in die Bybel opgeteken is nie, is omdat Christus nie die middelpunt van daai boeke was nie. Is dit feitelik? Daar kan seker baie feite in daai boeke wees. Is dit ware gebeurtenisse? Dis moontlik. Maar as God die Vader en die Heilige Gees besluit het dat daardie spesifieke boeke nie in hierdie Bybel wat ons vandag het hoef te wees nie, is daar ook 'n bepaalde rede daarvoor en ons aanvaar dit. Met ander woorde, alles wat ek moet weet van myself, my redding, my verlossing, van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, is in hierdie Bybelboek saamgevat met die sentrale middelpunt en sy naam is Jesus Christus. Ek wil net voor ek begin, en jy moet net vir my blaai na Josua 1 toe, ek wil net iets vir jou lees in Josua 1. Ek wil lees van Josua 1, so 7 versies vanoggend. As jy daar is, net vir my sê amen. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: My knegt Moses is dood. Maak jy dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. En elke plek waar jy die voetsel of trap, dit gee ek aan jou, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn van die Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraat rivier, die hele land van die Hetiete, tot by die groot see,
en die weste sal julle grondgebied wees. En dan kom jy 'n besonderse woord wat God aan Josua deel. En ek wil hê net iets onthou, as Josua 'n tipe van Christus was, dan geld hierdie wat nou kom vir my en vir jou ook. Amen. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe. Soos ek met Moses gewees het, so sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en vol moed om nougeset te wandel volgens die hele wet van Moses my knegt wat ek jou beveel. Wyk daarvan nie links of regs af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Telkens het die Here al vir ons gesê, hou goeie moed, want ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Nou vir ons as mens wat in die wêreld is dit goed om te weet dat die persoon wat ons ondersteun, die God van hemel en aarde, vir ons sê, hou goeie moed. Dis goed vir my om te weet, dat maak nie saak wat met my gebeur, wat my stryd is, dat daar 'n persoon is wat my sal ondersteun, wat vir my sê, ek moet net vasstaan, ek moet net vashou aan hom, want hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Dit is die boodskap wat God aan Josua gegee het. Nou wil ek hier met vir my blaai na Josua 3 toe, asseblief. Hier is die hele stukkie wat ek vanmôre vir jou gaan lees. Net nadat God self aan Josua vertel het, wees sterk en vol moed, het God daardie geleentheid gebruik wat hy aan Josua gebied het, toe Josua gehoor het God daai geleentheid gebruik, wat hy nou net vir Josua gesê om iets te gaan doen. Jy sien, ons kan nie net hoorders van die woord wees nie, ons moet daders van die woord wees. So die belofte het gekom, wees jy net sterk en vol moed. Net na dit het God met Josua begin praat en hom 'n opdrag gegee om iets te gaan doen. Jesus het gesê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. In Josua 3, vers 1. Daarop het Josua die môre vroeg klaar gemaak. Hy het met die kinders van Israel het van Smithem al weggetrek by die Jordaan aangekom, en die nag daar oorbly, voordat hulle deurgetrek het. En aan die einde van 3 dae, het die opsigters van die laar deurgegaan, en die volk bevel gegee en gesê, net soos julle die verbondsark van die Here julle God sien, en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van julle staanplek af opbreek en agter hulle aantrek. Maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el tussen julle en hom wees. Kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek. Want gister en eergister het julle nog nie met die pad getrek nie. Kortliks het die volk van die Here 'n opdrag gekry, dat wanneer die priesters van die Here opstaan, en hulle tel die ark van die Here op, moet die volk sorg dat daar 'n afstand van 2000 el tussen die priesters en die volk self is. En dan moet die volk hier staan en kyk, soos wat die priesters loop, en dan moet hulle daardie pad volg wat die priesters vir hulle gaan aandui, want die volk het nog nie hierdie pad meer geloop wat die priesters gaan loop. Almal is met my so sê. In vers 5. Verder het Josua aan die volk gesê, heilig julle, môre sal die Here wonders onder julle doen. Net daar vir 'n oomblik wil ek stop. As ek dan die res vir jou gaan lees, gaan dit baie lank vat. So ek wil kortliks vir jou sê wat hier gebeur, want ek wil graag gaan na my teksvers. So die Here God Almagtig het homself geopenbaar in Josua,
en vir Josua gesê, wees sterk en volmoed. Dan moet jy gaan, Josua, en vir jou volk sê, die priesters wat ek uitverkies het, die Levitiese priesters, moet my ark wat ek aan julle gegee het. Nou die ark was die symbool gewees dat God in sy volk se midde is. Julle moet die ark optel. En as julle die ark opgetel het, moet julle begin stap, en dan is die volk julle 2000 elkaanse gegee wat 'n afstand is om te stap, dan kan die volk saam met julle opstaan. En dan gaan jy vir die priesters vir jou sê, dat hulle moet loop tot by die Jordaanrivier. Nou die Jordaanrivier is nie net maar 'n rivier gewees. In hierdie spesifieke tyd was die Jordaanrivier se diepte plus minus 2 tot 3 meter gewees. Dis hoe diep die Jordaanrivier was. En wanneer jy dan stap, moet jou priesters, terwyl hulle die ark dra, moet hulle voete in die water van die Jordaanrivier sit. En wanneer die priesters hulle voete in die Jordaan sit, sal die volgende gebeur. Die waters van die Jordaan sal ophoop aan een kant. En dan sal die water opgehoop bly, sodat my volk, wat agter die priesters aangestap het, op droë grond sal kan deurgaan. Lees saam met my vers 16. Moet lees vanaf vers 14. En toe die volk wegtrek uit die tente om deur die Jordaan te gaan met die priesters wat die verbondsark dra op die voorpunt van die volk. En net toe die draers van die ark by die Jordaan kom, en die priesters wat die ark dra hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was, al sy walle, al die dae van die oes, bly die water staan, wat van bokant afkom, en dit het opgereis soos een wal, baie ver weg by die stad Adam, wat langs Satan lê, en die wat afstroom na die see van die vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn, toe die volk deurgetrek teenoor Jerigo. Maar die priesters, wat die verbondsark van die Here gedra het onbeweeglik bly staan op droë grond, binne in die Jordaan, terwyl die hele Israel op droë grond deurtrek, totdat die hele volk die deurtog van die Jordaan volëindig. Hierdie is 'n baie groot betekenis, en is 'n baie groot gebeurtenis in die volk van die Here se lewe. Die eerste ding wat ek vanmôre vir jou wil sê, wat jy moet weet, dat soos wat Josua die priesters geroep het om op te staan, sê die Bybel, God het my en jou geroep as priesters en konings van sy koninkryk. Weet almal dit vanmôre, nee. Josua het die priesters geroep en gesê, tel die ark op. Jesus het my en jou geroep en gesê, staan op as priesters. Maar jy hoef nie 'n ark op te tel nie. Want daar hoef nie 'n ark te wees wat jy op jou skouer gaan dra nie, want ek en my Vader gaan by jou kom woning maak binne in jou. Die Heilige Gees het jou liggaam afgesonder as 'n tempel van 'n lewende God. So jy word geroep as priester, jy word geroep om die teenwoordigheid van God binne in jou te dra. En toe God jou geroep het om sy teenwoordigheid te dra, het jou geroep met die boodskap, wees sterk en vol moed, want ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. En nou dat jy geroep is as 'n priester, moet jy so lank begin stap. Jy sien toe die volk van die Here opstaan, het hulle agter die priesters aangestap, maar daar was 'n afstand van 2011. Die kerk van God is geroep om vooruit te stap, om vooruit te gaan en die pad aan te kondig vir die koms van die Here Jesus Christus. Almal is met my. Jy is geroep om vooruit te loop. Of die wêreld vandag dit wil hê of nie, die kerk van God staan die openbaarmaking van die Antichrist loodreg teen. Omdat jy as kerk van God nog op aarde is, omdat jy geroep is as priester en omdat die Gees van God by jou kom woon het, kan die Antichrist nog nie geopenbaar word nie,
want jy as kerk staan nog steeds vooruit. Die wêreld wil dit nie sien nie. Die mens daar buite wil nie die kerk erkenning gee nie, maar die kerk van God het nog waarde. Toe die priesters van Josua, toe hulle daar gaan staan met die ark op hulle rug, het die volk van die Here op droë grond deurgestaan. En vir ons vandag is dit presies dieselfde. Terwyl die Jordaanse waters daar staan en die Antichrist geopenbaar kan word, kan hy nie geopenbaar word nie. Die volk van die Here staan op droë grond, terwyl die wêreld verbystap, sonder dat al vervolging na hulle kant toe kom, omdat die kerk van God nog met die teenwoordigheid van die Here in hulle is. Dis een saak. Die volgende saak is dat God die kerk geroep het om op droë grond stil te staan. Nou wil ek vanmôre vir jou vra, toe hierdie priesters met daardie ark op hulle skouers gaan staan, ek wil weet, was daar dalk 'n moontlikheid dat terwyl hulle die ark op hulle gedra het, dat hulle dalk besef het, maar hier is 'n magdom water agter my. En wat gaan gebeur as God dalk besluit dat hierdie waters moet afkom? Ek sal dit nie maak. Het ons nie vanmôre gehoor, die Bybel sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. En as jy vanmôre eerlik met my wil wees, wat jy sê, die pastoor, soms voel dit vir my, terwyl ek daar staan, asof hier 'n magdom dinge is, wat op pad is na my toe, en ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Ons as mens kom soms in die gewoonte. Dit gaan so 3-4 dae goed met ons. En ergens begin daar iets in jou kop, en dan dink jy vir jouself, weet jy wat, wanneer kom die moeilikheid? Dit kan nie vir te lank goed gaan nie, wanneer kom die moeilikheid? Weet julle waarvan ek praat? Wat nou nog? Die kasetaai het gebreek, wat nou nog? Daar was die TV, wat nou nog? En ons vertel mekaar die hele tyd, wat nou nog? Maar ons staan op die droë grond. As ons maar net sal vasstaan. As ons maar net sal vasstaan en weet dat die waters word teruggehou, omdat God in jou is, en omdat jy 'n profeet van die Here, 'n priester is, en omdat jy vooruit geloop het, en jy staan op droë grond. Ek dink ons het die geneigtheid as mens ontwikkel. Dit kan nie te lank met my goed gaan nie, dan moet daar ergens iets verkeerd gaan. Weet julle waarvan ek praat vanmôre? Dit kan nie te lank goed gaan nie. Pastoor, ek het geweet dit gaan gebeur, want as ons nou 3 dae wat dit goed gaan in die huis. Jy sal nie vir my glo nie, pastor, my vrou Vanessa praat nou al 3 dae nie met my nie. Dit gaan so goed in die huis. Vanoggend besluit sy, nou gaan sy met my begin praat. 5 dae. En die priesters van die Here staan. En dit is asof God hulle geloof beproef. Want die res van die volk kan deurloop op droë grond, maar die priesters moet bly staan met die ark op hulle skouers. En hulle hou aan stap. En hulle hou aan stap. En op een of ander stadium wil ek myself indink, moes die priesters vir hulle self gevra het, gaan ons net hier staan waar die volk kan deurloop, en dan gaan die waters ons wegspoel, of sal ons ook genade vind by God, en God almag. Wil jy die Bybel van blaai in die boek van Matteus toe? Matteus 16. Matteus 16 vanaf vers 13. Die groot Bybel, bladsy 1, 2, 2, 3. Kan ek maar vir jou lees? En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy die disippels,
sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommiges Johannes die Doper, sommiges Elia, die ander Jeremia, of een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is dit? Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van 'n lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie in jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die Jordaan, waarin julle staan op droë grond, sal julle nie toevou nie. As die kerk van God, maar net vanmôre sal besef, jy is magtig gevul met die Heilige Gees, met die teenwoordigheid van God. As ons vanmôre maar net sal in totaliteit ons harte oopmaak, dat ons sal sien presies wie wat ons vir die Here God almagtig is. Dan sal jy bly staan, maak nie saak hoe groot die storm is nie, maak nie saak of die waters opdam nie, maak nie saak of die poorte van die doderyk teen jou as mens is nie. Jy sal nie val en misluk nie, want God is vir jou. Wees sterk en volmoed, het God aan Josua gesê. Het Jesus nie verklaar, die groter werke wat julle moet doen, sal julle doen. Glo jy vanmôre, kerk van die Here? En die vraag wat ek vra, is maklik om te vra, want dit is vir ons maklik om te glo, as daar nie aan die een kant 'n val water staan wat lyk of dit vir ons wil toeval nie. As die water stil is en dit is plat en dit is gelyk, dan het ons almal geloof en ons sê prys die Here. Maar sodra ons gaan stil staan en die water loop op, en is asof die poorte van die doderyk teen jou as kind van God oopgemaak word, dan begin 'n mens wonder. En dit gaan nie altyd so seer oor jou nie. Want as Satan dit nie reg kry om hom ergens te skik in sy fondasie van geloof nie, dan gaan hy spring na sy vrou toe. Amen. En as hy nie sy vrou se fondasie skik nie, gaan hy spring na die kinders toe. En dan gaan hy begin spring tot op 'n plek waar hy weet jy gaan seer kry. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, wees sterk en volmoed. Want dit is nie die ark wat jy dra nie, dit is Christus in jou. Jy dra nie vanmôre 'n ark op jou skouers nie. Jy gaan nie die ark kan afhaal en neersit. Dit is Christus in jou. En vir die jong mense, Christus maak woning binne in jou. En as hy binne jou woning gemaak het, dan sal God die waters laat opklaar en opdroog, en ander mense sal deurloop op droë grond. Daar's 'n voordeel wat in hierdie dinge vir die wêreld lê wat hulle nie verstaan nie. Daar's 'n voordeel vir mense vir wie jy bid. As baie mense vir wie jy al gebid het, wat op droë grond geloop het, hulle het nie geweet jy is besig om vir hulle te bid nie. God het die waters vir hulle laat stil staan, omdat die priesters van God gebid het, dat die Here vir iemand 'n deur of 'n weg moet oopmaak. Besef jy dit vanmôre? Besef jy vanmôre, omdat jy 'n priester van God is, het die Here mense al laat deurloop op droë grond, omdat jy gebid het daarvoor, en hulle het dit nie eens geweet nie. God sal nie toelaat, kind van die Here, die waters jou toeval. Maar my gebed vanoggend is dat jy sal sien. Dat jy sal weet presies wie jy vir God is. Dat jy môre sal weet presies wie jy vir die Here is. Presies. As die kerk net sal weet wie hulle vir God is, dan sal baie dinge in my lewe, in hierdie gemeente en in jou lewe begin verander. Maar dis omdat ons nie weet wie ons vir die Here is.
Ons weet nie wie ons vir die Here is. En ek dink ergens in ons agterkoppe, of dalk in my agterkop, het ek assosiasie begin maak, dat as dinge goed gaan, is die Here vir my. En as dinge nie so goed gaan nie, dan weet ek daarom nie of die Here daar is nie. Of gebeur dit nie met julle, ook so nou en dan. Here, hoe lank nog? Here, hierdie kan nie so aangaan nie. Jy sien, ek en jy is geroep om op droë grond te kan stilstaan. En as jy gaan lees wat sê Josua 3 vers 17, die priesters van die Here, die Bybel sê, hulle het onbeweeglik gestaan. Omdat hulle geweet het wie hulle is, Levitiese priesters met die teenwoordigheid van God, het hulle onbeweeglik gestaan. As die kerk net vanmôre weet, jy is meer as 'n Levitiese priester, en is nie die teenwoordigheid van God wat jy dra nie, maar wat binne jou is, dat die kerk van die Here onbeweeglik kan stilstaan, maak die saak wat gebeur. En dis my gebed vanmôre, Here, dat hierdie huis wat vanmôre hier sit, kan sien. En ek wil vanoggend vir jou sê, die Here het heel eers met my gepraat vanmôre. Daar's baie dinge in my lewe wat nog moet regkom, wat die Here my soek. En ek is heel eers vanmôre hier vir gebed. En ek wil graag vir jou ook bid. Ek wil graag hê dat ons as gemeente vir mekaar moet bid vanoggend. Die kerk moenie verbaas wees as die Here God almagtig iets wonderliks in jou lewe kom doen. Dit moenie vir ons snaaks wees nie. Dit moet vir ons reg wees, want die Here het beloof, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Maar ek dink Elsie het vanmôre 3 of 4 keer gesê, die Here sê, maak julle harte oop vir ons. So ek gaan jou vra vanoggend in die oor vir my te sluit asseblief. Vader, Here, ek wil U bid in die naam van Jesus, dat U ons kom help, Here, om eers ons harte oop te maak tot U. Here, dan deponeer dit in my broers en susters. Here, daardie vermoë, daardie wete, daardie verstaan, wie ons vir God werklik is, dat ons sal staan, Here, onbeweeglik in die naam van Jesus. Here, dat ons waarlik sal weet, dis God in ons. Dis God in ons wat die krag gee, dis God in ons wat die werke doen, en dis God in ons wat ons sal deurdra. En ek prys U vanmôre. Ek eer U vanoggend, Here, vir elke man en elke vrou, en elke seun en elke dogter, Here, wat sal kom en sê, Here, maak my hart oop maar oop, dat ek hierdie ding kan ontvang in die hand van God. Here, dis my gebed vanoggend, in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Ek gaan jou vra vanoggend, kind van die Here, jy wat gebed nodig het, wat wil jy ons moet vir jou bid? Jy moet vir my uitkom vanoggend. En kom staan vanmôre, geloof voor 'n lewende God. Onbeweeglik wat God is in ons. Help ons, Here, om te kan sien God is in ons. Ons nie sal beweeg nie. Here, dat ons nie links of regs in die naam van Jesus. Gebed vir Susan bid, die musiek, en ons vir die res van die pastore en vir julle moet bid. Hemelse Vader, Here, ek bid U dat my vrou, Here, onbeweeglik sal wees
omdat sy sal sien, God is in haar. Here, dat haar voete nie beweeg, links of regs nie. Here, dat dit nie saak maak hoeveel water daar is nie, maar dat sy sal staan, met die wete dat God in haar is. God is vir haar, God is saam met haar. Here, ek wil die prys vanmôre, dat haar oë sal oop wees, met hierdie kennis, dat sy geroep is, soos 'n lewende God haar geroep het, Here, om aan hom te behoort. Ek wil die bid vanmôre, Here, maak hierdie hart oop, dat sy nie sal beweeg, dat sy sal staan, met die wete dat God in haar is, dat God vir haar is, dat God saam met haar is. Here, ek wil die bid vanmôre, om die storm stil te maak wat woed. Here, ek wil die bid vanmôre om die storm stil te maak, en dat sy sal staan vanmôre, in die naam van Jesus Christus. Ek prys U daarvoor. Amen. Sal as julle weer speel. Dank u. Weet jy wat, volgende week of môre of oormôre, dan sal ek maar weer sit op daai plek. Ek sal maar weer op daai mismoedige plek, maar weer. En ja, ons gaan swaar dinge deurgaan, dit is so. Maar dis nie die plek van die kinders van die Here om te twyfel in hulle priesterskap, in hulle koningskap. Vandag het die Here op my hart gesit om vir jou te sê dat God self het 'n werk in jou midde kom doen. En God self het vandag 'n deur agter ons toegemaak waartoe ons nie teruggaan nie. Want dit is nie uit my of jou verdienste uit nie, dit is uit die hand van God uit. God se arm is nie 'n verdienste gedrewe arm nie, dis 'n arm van sy goedheid en sy liefde en sy doelwitte. En daar's 'n deur agter jou toegemaak vandag, kind van die Here. En maak nie staak of daar 'n stem wat vir jou wil kom sê dat jy maar net weer gaan terugval op daai mismoedige plek nie. Daai stem lieg. Ons staan vas as konings en
priesters van 'n God, nie in ons eie krag nie, maar in daardie opstandingskrag van die Heilige Gees, want ons is verseël in daardie Gees. En ek wou dit net met jou deel. Hou vas. Daai ou dinge is toegemaak vandag. Ons stap vorentoe as priesters en konings van 'n lewende God. In Jesus naam. Kom maar net ook vir julle deel. Johan het vanoggend met baie pyn gehad en hy nou vir my kom sê dat die pyn wat hy net nou gehad het toe vir klaar gebid is die pyn heeltemal weg. So vir die Here gee. Halleluja. Halleluja. Ou dinge is verby, kind van die Here. Amen. Ons afsluit. Ewige God, Here, hoe groot is U naam? Hoe groot, Here, dat U elke een van ons vanoggend hier kom aanraak het. Here, vanoggend sê U, ek het jou gekies. Net soos wat U, Here, die Levitiese priesters gekies het U elke een van ons gekies. En ja, die pad gaan moeilik wees, maar U, my God, soos 'n wal van water, Here, kom hou U elke aanslag teen ons terug, Here. Vanoggend, Here, kom dank ek U. En Here, dat geen mens hier moet skrik, Here, as U groot dinge weer kom doen, Here. Ek dank U, my God, vir die werking, vir elke een, Here, wie se hart oop is, Here, vandag. Dank ek, Here, vir dit wat U deur hulle en in hulle gaan doen, Here, van nou af tot die dag van Jesus Christus. Here, dat die werk in elke een van ons nie ophou nie, Here, totdat U ons kom haal. Dankie, Here. Weer eens, Here. Dankie. Ek loof en ek prys U vanoggend, Here. Mag U naam verheerlik word, nie net in hierdie plek nie, Here, maar in elke kerk, Here, waar U, Here, besing word, my God. Mag U naam verheerlik word. Werk dan, Here, soos met U is. Here, net soos U wil is, Here, elke een van ons. In Jesus naam bid ek. Ek bid dit in die Verlosser se naam, Here. In die Verlosser wat vanoggend, Here, vir ons hier voor ontmoet het. Ek bid in daai naam, die grootste naam, Here, die Redder, die Alpha, die Omega, Jesus Christus. Amen. Amen. Amen.